Jesus Christus, uitsonderlik, enig, magnifiek, uitstaande. Dis waaroor ek met u praat vandag. Die grootste bedreiging vir die kerk, in die kerk, en ongelukkig ook deur die kerk self, sentreer rondom die identiteit van Jesus Christus. Die oomblik wat jy hom reduseer tot nog 'n Christus, nog 'n mens, nog 'n geestelike, nog 'n leraar, nog 'n profeet, net nog 'n weg wat na God lei, is jy nie meer Christelike kerk nie. Jy's nie meer 'n Christelike denominasie nie. Jy's nie meer 'n Christelike beweging nie. Jy staan dan met beide voete, die skoene vol van, en verdien die titel Antichrist onomwonde. Dis Christuslose Christenskap. Daar is Christuslose denominasies in die wêreld vandag. Christuslose teologiese opleiding vandag. Johannes die apostel skryf in 1 Johannes 2:18, hy sê, kinders, dis die laaste uur. En julle het gehoor dat die Antichrist kom. En daar bestaan nou ook baie antichriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Jesus self het voorspel in Matteus 24, 23 en 24, toe hy gesê het, as iemand kom, of dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete, besonder populêre titel deesdae in die kerk, profet, valse profete, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. As jy 'n jaar en 'n soeker is na tekens en wonders, hy totaal verdwaal. Daar is slegs een Christus. Jesus, die Seun van God. Nou voor ek verder gaan, ek besef dat mense in ons dag swaar kry. Mense is bedruk, mense soek troos, mense soek bemoediging, hulle soek hoop. Hulle soek 'n lig in die pad. Finansies druk, politiek druk, die wêreldorde druk, wat ook al druk. Maar al die getroos, al die bemoediging, al die hoop in praat, wat ek deesdae hoor is omtrent net suikerwater om jou bietjie beter te laat voel. Daar is slegs een hoop, een troos, een bron van persoonlike krag, een sekerheid, en dit setel net op een plek, Jesus Christus. En jy verkry dit deur 'n persoonlike oorgawe aan hom en aan sy heerskappy in jou gees, in jou lewe, in jou gedagtes. Dit vra 'n oorgawe aan sy leiding. En as jy daaraan oorgee, veroorsaak dit 'n persoonlike inspraak van homself in jou, deur die werking van die Heilige Gees, wat jou lewende hoop gee, wat jou troos, wat jou in staat stel om deur sy krag alles wat jou pad langs kom te hanteer.
en as 'n oorwinnaar te lewe. Hy is die Christus, die gesalfde van God, wat gekom het om, soos hy dit self stel, in Johannes 4:18, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verbryselde van hartes te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, om aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. God het hom, die Christus, en alles wat Christus beteken, gesalfde, gestuurde, uitgesoekte, uitsonderlike, gemaak en niemand anders nie. Petrus stel het baie duidelik in Handelinge 2:36 op Pinksterdag, toe die volk toespreek, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Van geen ander kan dit gesê word, dat God hom beide Here en Christus gemaak het. En Here beteken opperbevelvoerder, die heerser, die een met die laaste sê, die een wie se bevele en opdragte uitgevoer word. Die Christus, die een wat red en verlos en bevry. Niemand anders nie. In steede daarvan, om na al die resepte en strategieë vir hulp, dinge soos praat net reg, dink net positief, glo tog net, maak verklaringe wat positief is, spreek lewe, hou op dink, dis wat predikers deesdae sê, hou op dink, glo net, onbybelse snerp, maar dis wat hulle predik. Visionering, sit net en droom die goed, onderhou die wet, hou die Sabbat, hou die Joodse feeste. Ek sê dit na al die goed te luister. Kom in 'n persoonlike, lewende verhouding met Jesus Christus. Soek eers die koninkryk van God, sê Jesus self. Dit beteken, soek sy heerskappy in jou lewe. Nie soek 'n denominasie nie, soek 'n predikant, soek 'n profeet. Liewe hemel, soek God se heerskappy in jou. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Want hy weet dat jy die goed nodig het. Hy is die enigste een wat jou dit kan bied. Die Amerikaanse evangelis, Suid-Afrikaanse profeet, stuur jou geld vir my, dan sal God jou seën. En die lot glo dit. Nie een van hulle kan vir jou bied, wat Jesus vir jou kan bied nie. Jesus is die uitsondering. Hy is die uitsonderlike Jesus Christus. Hy is die enigste wat uit 'n maagd gebore is, sonder dat 'n man naby Maria, sy moeder, gekom het. Deur God geplaas. Daarom kry hy die uitsonderlike titel, enig gebore seun van God. Hy is monogeen. Gebore, sê Johannes in Johannes 3 vers 16. Letterlik one of a kind. Daar's nie nog so een nêrens nie. Eie soortig, uitsonderlik, niemand anders soos hy nie, geen ander een nie. Van wie anders kan dit gesê word?
van al die konings en die profete en die prinse en die gode en die gurus en die maghebbers en die rykes en die smartes en die goddelose soos ek. Nee, ek is nie goddeloos nie, ek dien God. Kokkerotte soos ek. Niemand anders is soos hy nie. One of a kind, uitgesonder, monogeen, enig is hierdie seun van Maria die Maagd. Die uitsonderlike skepper is hierdie seun van Maria die Maagd. Johannes 1 word daarvan hom gesê, wat van geen ander persoon enige plek in hierdie wêreld gesê kan word nie. Maak nie saak wie hy is, hoe belangrik, hoe beroemd, hoe bekend, hoe magtig hy is nie. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge wat ontstaan het, het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. As jy verder lees, dan vertel Johannes dat hierdie woord, wat God is, deur wie alle dinge ontstaan het vlees geword en onder hulle kom woon. En hulle het sy heerlikheid aanskou, soos 'n enig geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vat al die klomp wat sê hulle is Christusse, of wat deur mense gesien word as Christusse, en verkondig word as gelyk aan Jesus. Hy's ook 'n geestelike leier, net soos Jesus was. Vat die hele klomp, hulle is eintlik anti-Christen. Stuur hulle en hulle arrogante egokies en hulle leunssprekende tonge en valse harte en stuur hulle na waar hulle hoort. En as jy wonder waar hoort hulle, Paulus sê vir jou in Galasiërs waar hulle hoort. En hy gebruik die woord akeldema. Laat hulle vervloek wees tot die ewige hel. Want hulle vader is die duiwel. As Johannes die Doper nie waardig was om sy skoene aan te dra nie. Geen groter man is ooit uit 'n vrou gebore nie, sê Jesus. Normale geboorte. As Johannes nie. As hy nie waardig is om Jesus se skoene aan te dra nie. Waar val hulle uit om hulle self met hom gelyk te stel? Vanwaar die teoloë wat 'n klomp snert verkondig. Hy was net 'n gewone man, hy was 'n goeie voorbeeld. Vanwaar? Uit Satan gedrewe. Dis vanwaar. Hy het uitsonderlik gelewe, hierdie Jesus van Nasaret. Hebreërs 4:15b. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Ou vertaling sê in alle opsigte versoek soos ons, maar sonder sonde. Hy het nie gesondig nie. Jesaja 53:9. Hy het 'n graf gekry by die goddelose. Hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, al was hy nooit vals nie. 1 Johannes 3. Julle weet, vers 5, julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Petrus 2:22. Hy het geen sonde gedoen nie. En uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Pontius Pilatus verhoor hom volgens Romeinse reg in 'n Joodse omgewing waar hy hulle regte ook in hulle regstelsel in ag moet neem. En hy verklaar, ek vind geen skuld in hom
nie. Wie kan daarmee vergelyk word? Wie? Wie is sonder sonde in hierdie wêreld? Wie val nie vir versoeking nie? Wie struikel nie dikwels in woord en in daad nie? Jesus is nie equal to others nie. Hy is nie second to none nie. Hy is one of a kind, monogeen, die een en enigste. Nou die storie word vervolg. Soos gesê, die hooftema van die Bybel, die hoofrolspeler van die skepingsmoment tot in die ewigheid. Jesus, die uitsonderlike. Jesus Christus, die Here. As hy Here word in jou lewe, en hy aan jou doen wat die Christus kom doen het, loop jy nie oral in troos en hoop en water soek, omdat jy dors en dan word jy soos die vrou by die put gehoor het. Die put van Jakob, Johannes 4:14. Hy sê, elke een wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Almal wat revival soek en nog in die Bybel, hoekom soek hulle die Bybel? Is hulle dood? Hou die revival nie. Word hulle weer dors? Is dit water uit Jakob se put? Wat nie jou dors kan les nie. Hy sê, elkeen wat die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein, wat opspring tot in die ewige lewe. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Hy staan op die groot dag van die fees, en hy roep, as iemand dors het, stuur geld vir Benny, stuur geld vir George van der Riet, ja, laat hom na my toe kom en drink, sê hy, en strome van lewende water sal uit sy binneste, out of his belly, rivers of living water, uit sy gees, sy innerlike mens. Ek sal die dors wegneem, ek sal satisfaksie gee, ek sal rus gee, ek sal hoop gee, ek sal troos gee. Hy wat by my kom drink. Verstaan jy nou? Waarom Paulus, wat al die Ou Testamentiese feeste, rituele, gebruike, ywer vir die wet, sabbatsonderhouding, wetsonderhouding, alles met ywer gedoen het, onberispelik. Kom en sê, ek ag dit alles drek, om hom te kan ken, en die krag van sy opstanding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hy het voorheen al hierdie godsdienstige goed gedoen, en nagekom, al die feeste, al die sabbatswette, die ganse wet nagejaag, die besnydenis, met groot ywer, en luister mooi, hy het dit waaragtig beter gedoen, en beter onderhou, en baie voller onderhou, as enige een van die mense wat boeke skryf, dat jy hierdie goed moet hou as jy God wil behaag. Beter gehou, hy sê, gooi dit oorboord, want my skip sink. Presies wat hy sê, ek gooi hierdie goed af van 'n sinkende skip. Want die wet, hoewel ek so ywerig, veroordeel my, want ek hou niks perfek nie. Sê, al wat ek wil hê, is ek wil hom ken, hierdie uitsonderlike Jesus. Die krag van sy opstanding ervaar, aan sy dood gelykvormig word. En om hom te ken. Bybelse konteks, nooit intellektuele kennis alleen nie, maar intiem, persoonlike belewenis van die ander een. 'n
eenwording met hom, die koms van sy heerskappy in my lewe. Word vervolg. Die uitsonderlike, magnifieke, uitstaande, enigsoortige Jesus Christus die Here. Mooi loop.